En Staal bestaan al 20 jaar. So so groei hy maar in met Anke wat nou jy weet nou die plek uitgebrei het en verder verbeter het en daar's nog 'n klomp verbeterings. Dink ek dis 'n absolute aanwinst. Maar soos ek sê, jy weet dis belangrik dat die besighede ook mekaar aanvul en ek dink dit is want daar's soveel ander goed ook in Parys en dis nie net een plek nie, maar dis 'n klomp verskillende plekke, ja. So nee, ons is baie dankbaar. Ons is baie dankbaar. Nou ek moet nou vir jou sê, ek wou nou al lankal gekom gesels het met een van julle, maar is altyd verskriklik besig hier by Enstyl. Vanoggend op hierdie pragtige Saterdagoggend, dis nou net so ampertjies 11:30, loop ek hier deur en Nico, wat het gebeur? Hier's nie 'n lewende siel nie. Hier's hier en daar is daar 'n mens. Ja, dis nou maar die impak van die straatmyl wat ons het. Dis eintlik tragies want die probleem wat ons mee sit is dis nie behoorlik met ons gekommunikeer nie. Dit word gehou op die einde van die maand. Jy weet, dis die einde van die maand, almal kry hulle gelde in en ek weet nie hoeveel mense van Johannesburg af ry na toe nie en dan word hulle gestop nie en dan draai hulle om of hulle gaan na 'n ander plek toe. Jy weet, die hele straat, dis nie net Enstyl nie. Die hele Breestraat, die hele Hoofstraat word afgekordon op 'n baie besige tyd. Dit het 'n geweldige besigheidsimpak op Enstyl en op elke ander besigheid. As jy gaan kyk, as jy afgaan in die straat, ek het net nou afgery, is dit net so stil. Nie een van daai besighede. So die vraag op die einde van die dag is ek dink hulle moet 'n bietjie anders hieroor dink, jy weet. Ek sê nie dis 'n goeie ding uit die aard van die saak. Is dit goed om mense te lok van heinde en verre met inisiatiewe soos hierdie. Maar ek dink wat hulle moet doen is hulle moet ook daarin die besigheidseienaars in ag neem wanneer hulle sulke besluite maak. Hoe hulle, en ek verstaan dis 'n Rotary, dis een van die Rotary projekte, maar ek dink Rotary met eerbied het ons glad nie gekonsulteer nie. Hulle het ook ek glo ook nie die ander besighede gekonsulteer nie. En daar is besigheidseienaars hierso in die dorp wat kon uitgereik het, wat nie gedoen het nie. En ek dink dit het 'n geweldige finansiële impak. Want elke dag tel, nê? Ja. En besighede se marges is maar klein en jy moet kan operate op 'n volskaal as jy dit wil maak werk. Nou as jy jou mense weghou en dis nie regverdig van mense wat ver ry nie en dan word hulle gestop aan die einde van die straat. Hulle het nie geweet dit gebeur nie. Niemand het geweet nie. Hoe weet hulle? Daar's rye en rye karre wat nou kom ons sê vir the lack of a better word gedivert is en ons weet nie waartoe is hulle hier nie, maar hulle kan nie gelukkig wees nie. En hulle wou waarskynlik of hiernatoe gekom het of na een van die ander besighede toe gekom het en dan word hulle uitgesluit op hierdie manier. So ek dink hulle moet 'n bietjie die ding herontdek, 'n bietjie meer met die besigheidseienaars praat en ook die besigheidseienaars in ag neem, want dit impakteer almal. Ja, Sakkie, nee, dis maar sleg. Daai was nou 'n treurmare. Ja, nee, dit was. Ja. Nico, daar's niks aan te doen nie, die dag is verby. Die dag is wat die besighede verloor het. Ons hoop daar kom daarom nog mense. Ek glo daar sal, maar ons hoop en vertrou so. Wat verlore is verlore en ek dink 'n ou moet net gaan en soos wat hierdie publisiteitsoefening is, Rotary, jy verwys na hulle vat waarskynlik die eer vir hierdie straatmyl. Ja. Maar so ook behoort elke ander besigheid in Breestraat die eer te vat want hulle bydra was die verlies aan inkomste. Korrek, jy weet in baie van die besighede het ook geborg. En dan borg jy jouself basies hierso uit besigheid uit. Hoe werk dit? Jy verstaan dit maak nie sin nie. Dit maak nie besigheidsin nie en ek is 'n besigheidsman. Ons wil ook vergeet van die besighede. Dink aan die kliënte. Die kliënte wat ook hier wil uitkom en die kliënte wat ver ry. Dis ook mos nie regverdig op hulle nie. Nee, hulle lewensvreugde word ontneem. Presies. Nico, baie dankie. Sterkte. Nee, dankie. Dankie vir die onderhoud en sterkte vir die ander besigheidseienaars en vir die Parysenaars en vir ons kliënte. Baie dankie ook vir alles. So, dankie. Dankie.